Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Goeiedag geliefde. Filippense 2 vers 7 en 8 wat ons alreeds gelees het, lees ek net weer vandag saam met jou. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En terwyl as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. En dit is die gesindheid wat God wil hê Christus mense moet hê. Dit is wat 'n Christus mens doen. Wat van Christus hier beskryf word, is dat hy kon opoffer. Ons is Nuwe Testament mense en ons sukkel nogal met die ding van offer. Dis mos 'n Ou Testamentiese ding. Dis mos wat daar in Exodus en Levitikus en Numeri voorgeskryf word, 'n duif vir dit en 'n bees vir dat en 'n bok vir dit en 'n skaap vir dit. Allerhande bloedoffers, allerhande offers wat verskriklik baie gekos het, om net weer in die regte verhouding met God te kom. So die konsep van offer is mos maar Ou Testamenties. Dit is so. Maar nee. Daar's meer aan opoffer of offer as wat ons dink. Vir ons as Nuwe Testament mense is offer 'n verskriklike belangrike begrip. In Romeine 12 vers 1 lees ek vir jou. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Gee jouself as offer, net soos Christus gedoen het. Homself as seun van God as offer gegee, sodat daar iets beter tot stand kan kom, 'n redding, 'n versoening tussen God en mens, 'n vergifnis, 'n vryspraak, wat die wêreld vir ons draaglik maak en wat vir ons hoop bring, die vaste hoop van die ewige lewe. En nou sê Paulus in Romeine, ons moet ook so opoffer, ons hele self opoffer. En dan sê hy nogal, dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. So opoffer moet deel wees van 'n Christusmens se lewe. Wat moet ons offer? Geld, tyd, kinders, geleenthede? Dit gaan maar net daaroor dat ons opoffer wanneer ons weier om soos die wêreld te wees, wanneer ons 'n vaste voorneme het om anders as die wêreld gesien te word en anders as die wêreld te leef. Wanneer daar 'n modegier is wat ons so graag wil navolg en is nie in lyn van God nie, dan moet jy dit opoffer. As daar dinge is wat gesê word, gedoen word, wat sogenaamd in is, wat populêr is, en wat goed lyk, en wat mense miskien laat goed voel, en jy weet, dit gaan teen die grein van Christus in, teen die grein van God in, en jy los dit, en jy leef die Christelike lewe, dan is daar die opoffering daar. Paulus hier in Filippense 2 vers 17, sê hy, julle geloof is 'n offer in diens van God. Wat hy daarmee bedoel is dat die geloof waartoe hulle gekom het, en dit alles wat hy as Paulus moes gedoen het om hulle tot daar te kry, was sy offer in diens van God. Opoffer is net die moeite werd as dit in diens is van God. Opoffer is wonderlik die moeite werd wanneer dit daartoe lei dat ander mense rondom my ook net weer by God kan uitkom en kan hoop kry en kan lewe kry en kan versoening ervaar. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat ons moet beoefen.
wanneer jy dan godsdiens wil beoefen. Begin by hierdie punt. Offer totaal en al op, sodat God die eer kan kry. Shalom. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal